Goeiemôre vriende, vandag is dit donderdag 20 Augustus 2026. Ek het vir julle gesê, ek gaan sommer so hierdie paar dae net so 'n bietjie praat in ons kerk self. Ons is wat in die kerk gebeur, ons het nou so 'n bietjie met Lise Beekman het ons die banke uitgehaal, 'n unieke geleentheid vir die Saterdag aand tafeltjies, stoele daar gesit, ongelooflike atmosfeer gewees. Ons het wonderlike ligte daar, die musiekinstrumente was daar en ek dink mense het dit geweldig geniet ook daar. En ons het uit die aard van die saak kon ons nie alles nou weer terugdra die Sondag nie, so die stoeltjies het daar gewees. En ek het toe gedink, kom ons het 'n besprekingsdiens sommer, want jy die unieke geleentheid om die tafeltjies bymekaar te kom. Ons was so om en by, skat ek, 105 mense gewees wat dit gedoen het. Ek dink dit het baie goed gegaan ook. Maar hierdie Sondag gaan ons weer nog nie die banke insit, ons het eers die matte skoon gemaak. Maar ons sommer van hierdie geleentheid 'n bietjie met julle gebruik maak, bietjie brainpicking doen, vriende, en julle moet 'n bietjie saam met my dink. Soos ek sê, is die eerste keer in 34 jaar, ek dink seker die eerste keer in die geskiedenis van ons kerk het al die banke uitgehaal word. Dis wat ek nou maar aanneem. My tyd in ieder geval is dit die eerste keer. 'n bietjie saam met julle te dink in die tyd waarin ons ingaan. Ons soek hoe sal ons sê, jy soek 'n lekker saampraat gesels tipe van omgewing, met 'n koffie in die hand en daai tipe goed. Ons die plek wat ons wil bou tussen die kerk en die saal, weet ek nie wanneer dit gaan realiseer nie, want dit gaan omtrent 4 miljoen kos om dit te doen met die toilette se opgradering. En toe ons nou na hierdie goed kyk, het ek ook vir Atiele gesê, maar kom ons hou hierdie week dit weer in die kerk. Ons gaan die diens hou. Ons gaan nie net nou ons gaan nie 'n besprekingsdiens hê nie. Maar ons gaan 'n volledige diens soos normaalweg hê, maar kom ons kyk net, wat is die atmosfeer daar binne? Is dit miskien iets waarna toe ons die toekoms moet kyk, dat ons ander tafeltjies daar sit, ons klomp stoele daarin, sodat ons die gebou meer doelig kan begin gebruik, dat ons hom kan gebruik vir jeugdienste, dat ons hom kan gebruik, liewe vriende, vir optredes wat daar is. Want op hierdie stadium gebruik ons die gebou, kyk, ek en jy is die kerk, nee, ons moet sê dit vir mekaar, dis 'n fasiliteite gebou. Ons gebruik om 1 uur 'n week. As ons kyk op hierdie stadium na ons finansiële uitgawes in terme van geboue en die onderhoud van geboue, moet ons dit miskien weer 'n bietjie na dink, en dis hoekom ek nou vir julle inbring, dink 'n bietjie saam met ons daar, wat is julle opinie? Maar het ons gedink, maar kom ons gooi dit 'n bietjie in julle midde en ons skop die bal 'n bietjie rond. Dink julle nie, dit kan miskien 'n goeie ding wees dat ons die banke vervang, tafeltjies daar sit, mooi stoele daar sit, lekker sagte stoele wat jy kan, sodat jy hom meer doelig kan gebruik nie. Dis maar net iets wat ek in julle midde projekteer. Ons gaan hierdie Sondag weer so sit, net nie met die sagte stoele nie, so die kerksaalstoele wat ons daar so het, maar net om julle 'n idee te gee. As ek kon, sou ek die volgende 4-5 weke dit so hou, net dat almal die geleentheid kan hê om dit so te belewe, maar ons poog daarin, ons sal kyk, ek sal 'n bietjie Sondag met julle die kerk praat, hoe julle voel, miskien kan ons hom nog so 2 weke daar hou, die banke, maar dit nogal 'n groot doel is om hom uit te haal. Maar dink 'n bietjie saam, vriende, ek praat sommer op hierdie forum met julle, ek weet baie van julle luister na die dagstukkies, maar dink 'n bietjie saam met ons ook daaroor. Here, dankie dat ons U ken en dat U ons God en Vader is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Die vriende, ek het gister oor Stefanus gepraat, dit is altyd interessant, as dit so vinnig kom wat jy dink, en nou wil jy gou gaan kyk, waar is dit, dan kry jy dit nie, en inderdaad sou ek dit nie gekry nie, want ek soek toe nou in die evangelies, en dit staan toe inderdaad in Handelinge, en Lukas het natuurlik Handelinge ook geskryf, nou een van die ouens wat die evangelies geskryf het. Nou, interessant met Stefanus, hy het natuurlik 'n toespraak gelewer en vir hierdie mense baie mooi vertel wat hy die hele geskiedenis eintlik opgesom. En hoe hy vir hulle 'n bietjie eintlik 'n kapittel en hulle 'n bietjie vasgevat het, net deur eintlik die geskiedenis vir hulle deur te gee, né? En dan sê hy, julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie, sê hy vir hulle. So hy praat, julle kan gaan lees die hele toespraak van Stefanus, eintlik 'n baie mooi toespraak. Het gaan eintlik al hierso van, dat ek gou kyk, het gaan eintlik al aan, vriende, hier van Handelinge 5 af, Handelinge 6 en Handelinge 7, doen julle tog die doen julle guns en gaan lees dit 'n bietjie. En waar hy dan inderdaad sê, daar het klomp steenig, hy kom sê hierso,
Toe die lede van die Joodse raad het hulle van 'n woede op hom op hulle tande geknars, maar Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree, hom afgestreef, hom gestenig en dan sê hy, Here, Jesus ontvang my gees. En dan sê hy, terwyl hy op sy knieë neersak om te sterf, sê hy, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Kon sê hy, net so interessant, ditselfde wat ek gister vir julle sê het. Hy uitverkorene, Stefanus was ook iemand, soos Petrus sê, hierso amper vir hierdie mense kom sê, liewe vriende, julle moes deur die Heilige Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees, né? Stefanus het inderdaad die nuwe hemel gesien met Jesus wat daar aan die regterkant van God staan, né? Hy het dit gesien, daarom is Petrus ook sê, die opstanding gee julle 'n lewende hoop. Dit het Stefanus al reeds so belewe, né? En dan het hy ons gister vir mekaar gesê, wees veral bly wanneer jy beproef word, want die egtheid van die geloof word getoets soos die suiwerheid van goud ook getoets word, né? En dan sê hy hierso van vers 9 af, hom het julle lief. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Nou, Petrus kom praat met hierdie mense in hierdie provinsies van Galasië en Kappadosie, liewe vriende. Hy kom praat met die mense van die provinsies van Suid-Afrika en Gauteng en Wes-Kaap en hy kom sê vir hulle, hoor hierso, deurdat julle glo, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddeel van julle geloof is. Dis wat ons wil sê, liewe vriende, wanneer ons glo in Jesus Christus, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Dis alleenlik, liewe vriende, wanneer ek en jy in Jesus Christus glo, dat ons die ewige lewe besit, né? Dit is die einddoel van ons geloof, om vir altyd en ewig by hom te wees, né? En dan kom sê hy net vir die mense wat in swaar kry, sê, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap. Al gaan julle deur hierdie beproewing, al gaan dit met julle moeilik, weet julle is uitverkore volk, weet julle is afgesonder van die Heilige Gees om inderdaad aan God gehoorsaam te wees. Weet julle hierdie visie van hierdie nuwe lewe wat daar vir julle gegee is as op grond van die opstanding. En dan wat hy net wil kom sê, maar in hierdie lewe soms dit baie keer moeilik hê, maar bly in hom glo. En omdat julle in hom glo, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En vriende, dit behoort vir jou en vir my, soos die mens daai tyd in Petrus, met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap te vervul. Ja, is daar baie keer beproewings, yes. Gaan dit baie keer sleg? Ja. Gaan mense dood? Absoluut. Kry mense tyding van ongeneeslike siektes? Ja. Maar in dit alles is God teenwoordig by jou en my. Terwyl Stefanus, en dit is wat ons eintlik mee afgesluit het, terwyl Stefanus besig is om doodgegooi te word, sê Here, moenie hulle sonde toereken nie. Die grootste beproewing wat Stefanus kon deurgaan, het sy lewe inderdaad op die ou ene gekos, né? Dit het hulle hom nie beglo nie, dit het hulle hom beskuldig uiteindelik van valsheid en hom op die dood gegooi. En in die moeilikste van moeilike omstandighede, wat doen Stefanus? Hy kom uit vir die Here. Hy kom uit vir die Here, né? So in hierdie beproewings, al moet julle geloof getoets word. Geloof is kosbaarder as goud en selfs goud moet getoets word. Weet verseker, liewe vriende, dat wanneer ons ook hierdie beproewing weerstaan het, wanneer ons ook hierdie aanval baie keer van die bose weerstaan het, dat God is by jou en my. God hou ons vas. God loop vir ons uit. God is in beheer. Alhoewel dit vir my en vir jou moeilik is om te sien, is God in beheer. Ek en jy sien maar so 'n stukkie van die lewe. Liewe vriende, ons weet mos daar's miljoene der miljoene jare wat daar so is. My 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.